hallo. O, ek sien julle sommer lekker vinnig al in. Hallo Johannes, hallo Susan. Kan nou nie baie moenie jou daar. Dis in elk geval Hallo julle beperk almal. Ek sien Liesel is hier, Ansie is hier. Ek kan hoor hier's 'n paar stemme by. Sê gerus kom gerus in sê hallo. Karine is ook hier. Nou toe nou. Julle kan gerus sit julle kameras aan, laat ek tog asseblief net kan sien hoe lyk julle ook vandag. Okay, hoorie, baie dankie dat julle op 'n Saterdag aand 7 uur beskikbaar is om vinnig te kom loer. Ek gaan nie baie tyd vat nie. Ek wil graag vir julle. Ag, dankie Karin. Ek wil graag vir julle Hier's nou twee stemme hierso dat ek net gou almal mute hier. Okay, so ek gaan vinnig deur alle Natalie is ook hier. Welkom Natalie. En ek gaan vinnig vir julle deurvat om vir julle te kan wys hoe werk die AI. Maar hier's ook nou 'n paar mense. As julle net vir my kan wys of net in die comments kan sit, want ek sien julle is almal skaam vandag. Julle wil bemarking doen, maar julle kan nie praat nie, nê? So sit net hier vir my in die comments dan nou as jy nog nie DMS het nie. Hallo Liesel. Hi Tash, hoor jy my? Ja, ek hoor jou. Okay, dan kom hy nou deur. Gesukkel. Sy, daar's jy ook. Welkom. Okay, ek het ook nog 'n DMS nie. So, ekskuus, ek nou nog nie daar gesit. Okay, nee, 100%. Okay, so jy het die DMS nie, Natalie het die DMS nie. Ek gaan gou jou mute want dit gee vir my feedback. Okay. Liesel, as jy net vir my kan mute, het jy gemute? Okay, dit klink so. Okay. Hallo Hannetjie. Okay, so ons het nou hier mense wat klaar DMS het en mense wat nog nie DMS het nie. So ek gaan julle net vinnig wys. Meeste van julle is al in bemarking, julle weet hoe lyk skool ensovoorts. So DMS is nou maar net op 'n ander skool platform, maar 'n verskillende community. So ek gaan vinnig vir julle gaan wys gou-gou dat ons net gou-gou hier begin. Okay, share screen en hier gaan ons. Okay, so hierso is DMS, laat ek hom net refresh. Oh my goodness, julle, ons het 2 mense, dan is ons op 500 mense. Hey, toe ek begin het was ons soos in 300, ek is so spyt, ek het nie daai dag nota geneem daarvan nie, maar ons was soos 300, sê net maar iets in die 40 gewees, en nou is ons amper 500 mense. DMS is besig om lekker waves te maak, al hoe meer mense besef dat hierdie is baie goud werd, nê? So, ek het my nie self voorgestel nie, my naam is Natasha, die wat my nie ken nie, ek weet nie of almal, wie ken my al goed genoeg nie, maar ek is Natasha, ek is nou in Pretoria Oos by my seun hulle op die plot, ek is eintlik van PE af, ek love digitale bemarking, ek het op die 6de Oktober met DMS begin, en DMS is vir my absoluut amazing, ek love alles wat ek hier so ver geleer het, is nuut, dis vars, dit 'n ander approach, en waarvan ek ook hou, ek weet nie, miskien is dit net om met 'n bietjie Suid-Afrikaanse element is, dit voel vir my tuis. Toe ek hier ingekom het ek dadelik gevoel, jessie, dit voel soos my mense, nee, okay, so ek gaan net vinnig vir julle wys, presies soos die ander skool communities werk, as hier iemand is wat nog nie, ek sien nou die Barley aan die kant, laat ek die chat die kant oopmaak, nog nie, maar wil graag kyk vir my wiskundebesigheid, awesome, okay, dit voel beslis anders, sê Karin ook, dat ek net daai bietjie nader bring, dat ek 'n oogie kan hou op die comments. Okay, so as daar iemand is wat nie weet hoe 'n skoolplatform werk, jy laat weet vir my. Johannes is ook baie net. So Johannes, dit gaan nou vir jou ook help net om te kan sien. Ek neem aan Johannes, jy kan nou daarin beter sien. So okay, so hier is die community. Hier skryf ons mos nou maar almal wat al ons boodskapies vir mekaar. Ons wins is hierso. Kom ons kyk gou of daar wat se wins is hier. Ending the weekend with a full DMS Pro sale. Jessie, Estelle, ek is so bly sy het hierdie sale gekry. Estelle is on a roll. Sy doen ook die AI, sy love dit, sy doen baie goed. Bafna het
1005 leads gekry binne 7 dae vir DMS. Dis incredible. So, okay, ja, ek gaan nou nie verder hier op nie, maar ja, hier's al ons wins. Dan in ons classroom, ek gaan net vir julle vinnig hier invat. Nou in ons classroom is dit baie belangrik. Ek is so verbaas wanneer mense vir my vra, Natasha, waar begin ek? Nee? Hier is 'n enetjie wat sê, welcome, start here. Baie goeie plek om te begin. Okay, so dis altyd goed om te begin waar dit moet begin. Step 1. Ek sien nog nie iets in my kant hier, dis iets wat hulle hier gaan insit en dit is basies om vir jou te sê, as jy die starter gekoop het, gaan na die starter toe. As jy die Pro gekoop het, gaan na die Pro toe. Julle sal sien die starter is vir my gelok. Ek gaan vir julle net die Pro kan wys want net een van die twee sal vir jou beskikbaar wees. Maar alles wat in die starter is in elk geval in die Pro ook beskikbaar. Dan het ons Secret Sales Weapon. Hierdie is die AI wat almal wil hê. En hoekom? Want dit is Lizelle se strategie. Die AI, dit is natuurlik 'n ChatGPT wat Lizelle gebruik het toe sy ook begin het. En obviously sy het nou al multimiljonair in Suid-Afrika en sy het haar ChatGPT nou basies gaan kloon. Dit het die Secret Sales Weapon gemaak. So almal van ons wat in DMS het nou access tot haar ChatGPT se agtergrond. So wanneer jy, ek gaan gou-gou vir julle hier oopmaak. So wanneer jy inkom, is daar 'n kort video om vir jou te verduidelik hoe dit gaan werk. En dan op die tweede enetjie is die access tot die Secret Sales Weapon en prompts. So hier gaan jy klik. Die oomblik wat jy hier klik, maak dit in ChatGPT oop. Hierso is dit, laat ek hom net gou-gou oopmaak gou-gou vir julle. Hierso is die Secret Sales Weapon. Soos julle kan sien, hier's 'n klein icon, baie klein, maar dit is 'n vroutjie met 'n baadjie en 'n das. So dit is 'n vroulike ChatGPT hierdie. So die oomblik wat jy dit gaan oopmaak, gaan jy daar intik onboarding. Jy gaan onboarding tik, jy druk enter en die Secret Sales Weapon gaan onmiddellik vir jou vra. Hierdie vraag is om uit te vind wie is jy? Want sy weet alles reeds sy's gereed om digitale bemarking content te create vir DMS of vir enige ander ene. Jy kan ook sê as jy byvoorbeeld in 'n ander program is, as jy legacy het, kan jy sê jy's 'n legacy builder en dan gaan sy vir jou content create op Lizelle se strategie, want onthou Lizelle kom ook uit legacy uit, né? So op haar strategieë en al haar knowledge, maar dan vat dit jou persoonlikheid aan, wie jy is, wie jou kliënt is en op watse platform jy werk en. Daar gaan 'n hele paar vrae wees. Jy vul dit in. Jy kan ook natuurlik, soos julle weet, ons gee nou mos maar ons ChatGPT's gee ons mos nou maar name, want ek kan nie nou my gewone ChatGPT noem ek net chat. Nou ek kan nie vir hierdie girl nou sê chat nie, sy gaan 'n krisis hê. Nee, so ek het myne hernoem. Myne se naam is Lindy. Ek en Lindy het aan die begin lekker vasgesit, want ek hou nie daarvan nie, sy noem vir my baas en ek hou nie daarvan nie. So ek het vir haar gesê, asseblief my naam is Natasha, so partykeer noem sy my Tash, partykeer sê sy Natasha, partykeer sê sy Natasha. So ons kom nou al baie lekker goed oor die weg en jy moet ook verstaan wanneer jy aan die begin is met die Secret Sales Weapon, onthou sy moet jou nou leer ken. Sy ken Lizelle. So sy ken alles van Lizelle, sy weet hoe om haar werk te doen, maar sy ken nie jou persoonlikheid nie. So jy en sy gaan mekaar ook nog eers 'n bietjie leer ken. Maar ek gaan nou gou-gou vir julle vat na ek gaan nou vir julle mos nou vind. Wag, kom ek maak net gou klaar met die skoolgedeelte. Ek raak nou weer heeltemal overexcited oor die AI wat ek nou eintlik vir julle wil wys vanaand. Maar net gou vir die mense wat nog nie DMS het nie, jou Perfect Customer Masterclass is hierin, jou Magnetic Sales Formula, daar is sielkunde agter sales. Dit is wanneer ons sê, wanneer ons salesy klink, is wanneer ons dit verkeerd doen. Hier met die Magnetic Sales Formula, kry ons
hoe ons content kan convert, sodat jy wegkom van daai salesy af, maar dat jy die sielkunde daar agter kan verstaan. Sodra jy daai begin implementeer is wanneer jy connection kry met jou customers, baie makliker. Dan het ons die Magnetic Daily Content Series. Hierin het jy 'n guide wat vir jou daai eerste paar dae of weke deur kan vat om vir jou te kan help om te sê, wat moet jy watter dag doen? Dis ook net om vir jou lekker aan die gang te kry. Jou social media content tools is hierin, al ons live calls, die replays is daarin, ons webinars is hierin. Ons kan ook die webinars download, net soos wat ons in Legacy ook kan doen, kan ons die download. Ek doen elke week sin, dit is baie werk, maar ek sit my video agteraan, ek maak my eie thumbnail. Onthou, dit is baie belangrik om jouself te brand. Mense moet jou sien. Dis Lizelle se program, maar hulle moet jou sien. Legacy, hulle moet jou sien. Dis Michelle se program, maar hulle moet jou sien. So jy moet jouself brand. Maak soveel as moontlik vir jou thumbnails en alles. Miskien moet ek net vir julle wys, as julle wil sien, kan ek vir julle wys wat ek doen met my thumbnails. Okay, dan Millionaire Mindset, soos julle weet, mindset, dit gaan jou plekke toe vat, op of af, né? So mindset is ongelooflik belangrik. Dan hierdie is ons golden ticket. Die Digital Product Blueprint. Hierdie is waar entrepreneurs inkom. Hierdie is waar die klein besigheidsmense inkom. Dis hier waar hulle passie en profijt kan inkry, wanneer hulle van templates gebruik maak, hoe hulle besighede aanlyn kan vat, hoe om digitaal te kan gaan. So hierdie is dis ons golden ticket. Ofwel, dit is definitief myne, want dis hoe ek meeste van my sales kry, is hierin. En dan e-mail marketing, bitter belangrik, hoewel meeste van ons Suid-Afrikaners nie van e-mails hou nie, is e-mail marketing bitter belangrik, want net so kan jou TikTok account wegwees. Wat doen jy dan? As jy jou hele besigheid daarop gebou het, dis wat met Lizelle gebeur het. Lizelle het duisende mense op TikTok gehad, sy het 'n fantastiese besigheid gehad en TikTok het haar account geban. En toe sit sy nie met genoeg kontakte nie. As sy nie haar e-mail gehad het waarvan haar mense was nie, sou hulle nie geweet het toe sy haar nuwe TikTok oopgemaak het nie. So e-mail is nog steeds belangrik vir data capturing en om die nodige inligting te stuur en 'n bietjie 'n band ook te bou. Dis goed om ten minste 1 keer 'n week 'n newsletter uit te stuur. Dan jou pro content vault is hier 1 keer 'n maand en dis net vir die pros. In die starters kry hulle ook 'n content vault, maar dit is 'n standaard ene. Vir die pros word daar elke maand splinter nuwe, want Lizelle en haar span doen die huiswerk om te kyk wat is trending, wat is nou die nuutste musiek, wat is die nuutste whatever op social media die belangrikste nou is, wat is die nuutste goeders wat gebeur. 1 keer 'n maand word daar 'n content drop gedoen en dan weet jy's nou aan trend met die goed wat jy gaan gebruik. Hier is ook training call replays, ChatGPT training, monthly growth challenge. Ons het ook ons 90 days gehad. Dis nou verby, maar ons het ook 'n 90 days. Dan het ons 5-day digital product challenge. Hierdie is waar ons heel eerste Canva klas was vir die 5 dae. Dit is toe ek begin het, dis toe ek besef het, oh my goodness, hierdie is fantasties. En ja, so hierdie ek wens ek kan 'n hartjie hier opmaak, want dis hier waar my finansiële situasie in 'n oogwink verander het, want ek het binne 8 weke oor die 250.000 verdien. Dit is insane. So hierdie was ongelooflik geweest. Dan is hier ook 'n tech wizard, die tech support is hier's 'n paar recordings hierin, en dan ons 3-day cashflow workshop wat ons nou verlede week gehad het. Dis ook hier beskikbaar, die recordings, en dit was fenomenaal. Okay, so nou het ek daarom nou vir julle gewys. As hier enige vrae is, dat ek sê nie, is niks so ver nie. As daar enige vrae is, asseblief, julle kan enige tyd inchip, vra my as julle enigiets verder wil weet. Net om vir julle net vinnig te wys op ons kalender ook. Soos julle kan sien, maandag en dinsdag is ons goed aan die gang.
En natuurlik is dit Desember. So ons gaan begin stadiger gaan, meer mense gaan met vakansie begin gaan ensovoorts. En dis nou wanneer jy jou AI al opgelyn moet hê sodat jou AI kan opdaag wanneer jy vakansie vat. Net om vir julle te kan wys, ons is redelik besig in die community. Maandag is ons besigste dag, Dinsdae is ook besig en dan raak dit so bietjie stadiger na die einde van die week toe. Goed, nou het ek baie afgerammel. Is daar enige vrae tot dusver? Niks nie. Okay, cool. Okay, so as julle weet, of as julle nie weet nie, hierdie week begin ons met ons AI twin ook in TMS. Dis wonderlik. Ek het al 3 AI twins gekoop. Die heel eerste ene wat ek gekoop het net gedisappear toe ek weer eendag in die community ingaan, toe's al die video's removed. Hulle het nie eers 'n nota gelos op die community om te sê wat ook al die rede is nie. Net eenvoudig, al die video's is af. So ek het betaal vir 'n program wat vir my nutteloos is. Ek het 'n tweede ene toe gekoop en ek het al so 'n bietjie content in hom create en toe nou die dag toe daar nog ene op special toe gaan koop, ek hom ook sommer en dit was eintlik om iemand wat ek baie naby aan is om te support en ek het toe nou 'n derde ene gekoop. Nou het ek 'n vierde ene. So hierdie week gaan Lisel vir ons die AI twin ook inbring in Magnetic Circle, wat amazing is. Ek gaan gou vir julle wys. Hier is 'n paar van my twins. Ek gaan gou hier wys. Hierdie een was die tweede ene wat ek gemaak het. Soos julle kan sien, daar's die cruise ship waarop ek wil gaan. Dit was my droom gewees. En jy kan ook nie wag nie, Karin. Ja nee, ek kan ook nie wag nie. So ja, daar was my cruise ship gewees. Hierdie ene was die heel eerste ene wat ek gemaak het en dit is die een wat ek nou gaan dis die enetjie wat ek nou gaan gebruik wat ons gaan wat ek vir julle gaan gebruik as 'n voorbeeld en ja, dan hierdie ene, dit was alles met die eerste een gewees. Met die tweede een het ek hierdie enetjie in die pink gemaak. En haar ek het haar ook na 'n hele paar keer gebruik. Maar ek spandeer nog te min tyd hieraan. Ek het nog baie tyd. Ek wil soveel as moontlik video's create sodat ek in die vakansietyd wanneer ons families bymekaar gaan kom, dan wil ek die tools gebruik wat tot ons beskikking is. Ek wil my AI twin laat werk. Ek gaan die Secret Sales Weapon laat werk om vir my content te skryf en ek wil dan TikTok studio gebruik waar ek my video's kan schedule om uit te gaan ook. So ek wil 'n slag die tools begin gebruik sodat ek nie hoef op te daag nie. En dis waartoe ons op pad is. Om te kan om een of ander tyd 'n bietjie werk in te sit. Ek sê nou 'n bietjie om kom ons sê 1 dag of 2 dae die week 'n klomp werk in te sit. Create jou video's, create jou scripts. Doen alles saam, sit dit in drafts en begin dit uit te schedule, sodat jy miskien vir 3 dae net heeltemal 'n breek kan vat. Want ons het dit nodig, want as jy nog nie sisteme in plek het wat vir jou gaan help werk nie, gaan jy op 'n punt kom waar jy gaan uitbrand. En om uitgebrand op social media op te daag, it's not a pretty picture. Vra my, ek doen dit gereeld. So ek gaan wegbeweeg daarvan af. En ja. Okay, Natalie sê sounds amazing en Karin sê ook sy need ook some downtime. Ja, jy doen Karin, jy werk jou gaai af. Okay, so. Nou gaan ons 'n bietjie vir Lindy gaan werk gee. Laat ek net gou sien. Ek het nou al hier's 'n bloody Christmas beetle wat die hele tyd op my kop sit. Hy sal nie nou weer nie. Het ek net gou gesien, hy het opgelaai en dan daar. Hierso. Okay, so wat ek doen is, die video wat ek gaan gebruik, ek gaan hom net gou op die skerm sit. So, ek gaan nou net 'n screenshot hiervan vat. Ek vat so 'n screenshot van my video.
Soos julle kan sien, die video is 5 sekondes, hieronder kan jy sien is 5 sekondes lank. So wat ek gaan doen is, nou gaan ek na Lindy toe, na my ChatGPT toe. Ek gaan nou net hierso waar ek met haar laas gepraat het, net gou gesien. Kom ons kyk gou-gou. Ekskuus julle. Wat ek net gou hier sien, is dit Lindy Otie. Okay, ja, cool. Okay, nou gaan ek sê. Hi Lindy. Help my met 'n Instagram post video 5 sekondes. Boodskap. Inspiring. Motivating. En boodskap moet wees. Maak jou tweede miljoen faceless op Instagram wat jy glad nie ken nie. Ek wil alles hê wat nodig is vir 'n Instagram post van hooks, hashtags, musiek, fonts, etc. Hier is 'n foto van my video. Ek soek die content in Engels. Weet julle wat? Ek het nou nie daai prentjie gesave nie. Ek kom net gou gesave. Het ek hom op my desktop sit. Dan gaan ek die fotootjie gaan haal. Desktop. Daar sy. So nou gaan sy kan sien wat ek gaan gebruik en wat ek wil hê. En ek druk send. Sy noem my weer queen. I don't like it. Anyway, ek sal later weer met haar praat. Okay, so hierso gee sy nou vir ons alles. Dit sê jou hoek. You made your first million the hard way. Kan ek dit beaam? Make your second one from your phone. Your next million will come from strangers on the internet. Stay focused. Keep the text on screen longer than 5 seconds, so it's readable and replay worthy. En dit is 'n tip ook, wanneer jy text on screen sit, al is die video net 5 sekondes lank, sit genoeg text op om te lees vir mense, laat dit miskien net is vir 7 sekondes, hulle gaan 7 sekondes vat, so hulle gaan dit 'n tweede keer moet kyk om alles te kan lees. Okay, so dan wys hy hierso, die verskillende trending sounds wat nou beskikbaar is op Instagram wat jy kan gebruik. En dan is dit hierso. Hierso, caption. You don't need to be known. You don't need a big following. You just need Wi-Fi strategy and belief. I'm building digital income from my phone, faceless, effortless, powerful, and helping other women to do the same. Make your next million online with strangers who value your energy and your offer. En dan het sy 'n spelfoutjie. Nou toe nou. DM faceless. Okay, hierso is die hashtags is daarin. Jou font style, sy sê tot vir jou wat se font style jy moet gebruik.
Jy kan of die modern typewriter gebruik, of jy kan daai minimal sans gebruik, en dan sê sy ook, wat se emphasis moet jy opset. So alles word vir jou gesit, jy het nie nodig om enige iets uit te figure vir jouself nie, alles word vir jou gedoen. Jou CTA, want to learn how I'm building faceless income as a mom, DM me freedom. En dan, hier is ook 'n optional bonus slide. Okay, nou moet ek vir haar sê, nou gaan ek vir haar sê, give me more for the caption. Where my future client will see that he can invest in herself now in 2025 and become a powerhouse in 2026. Okay, so dan gee sy vir my nou 'n bietjie meer. Okay, so nou kan jy, dit gaan refine, jy kan vir haar sê, nee, ek hou nie hiervan nie, of ek hou nie daarvan nie. So, maar net sodat jy kan verstaan, dit is presies wat dan nou beskikbaar is, wat dit maklik maak. Jy kan dit dan nou op Instagram self gaan doen, of jy kan dit in CapCut gaan doen, of enige ander app, jy kan dit op jou foon doen, wat se apps jy ook al wil gebruik, kan jy gebruik. So, ek het byvoorbeeld gou hier dit net in CapCut ingesit, want hier kan jy ook presies die sekonde sien. So dat wanneer jy jou teks insit, dat jy kan sien die teksgedeelte, dat dit presies net 2 sekondes is, wanneer jy dit insit. Okay, en dan, as jy van daar af gaan, dan kan jy dit natuurlik op Instagram gaan gebruik. Hier is nou, ek het so 'n paar video's al op Instagram gesit, ek het nog nie baie van hulle gedoen nie, want ek het net nie nou tyd gehad daarvoor nie. So ek het 'n paar van hulle gedoen, sodat ek net dit kan uittoets om te sien, want ek ken Instagram soos in glad nie. Hierdie is my Instagram Secret Digital Millionaire. Ek het nog net 10 posts gemaak, ek het 112 followers nou. Toe ek nou die dag kom kyk het, toe was ek nog op 99, so ek het daarom al 'n paar followers bygekry, hoewel ek actually onaktief nou is. So, en ek het nou, ongelukkig kan ek nie, en ek ken nie Instagram nie, ek moet dit nog leer, maar ek kan gou vir julle sê hier op my foon, want ek gebruik my foon meeste van die tyd. Hier's Lizelle ook, wag, gaan julle kan sien, hier's Lizelle met haar AI op Instagram. Heel eerste enetjie, en sy sê, not all digital income streams are created equal. Here's how to choose the right one. Ek sal net 'n bietjie gaan kyk daar. Okay, so hierdie pink hempie het 181 views, hierdie ene het 170 views, hierdie het 85 views, en weet julle, ek het dit agtergekom, dat die stok, hierdie is 'n stok video, daai is 'n stok video, en hierdie ene het ek sommer create uit 'n prentjie uit, nê? Hulle het doen swakker views gewys as 'n AI toon. Ek wou dit reeds doen om te kyk hoe vergelyk hulle. So dan, hierdie enetjie is ook 'n stok ene, hy het 100 views, hierdie ene het 135 views, hierdie ene het 254 views, ek dink hy is die enetjie wat die beste doen. Ja, hierdie enetjie is die een wat die beste doen. Dan hierdie ene het ek per ongeluk gepost uit my onkunde uit, geen sound nie. Hy het 50 views. Dan is hierdie ene 175 views, 85 views is stok ene, en dan hierdie heel eerste ene is 114 views. So hierdie ene, Happy girl era. She's taking care of herself, prioritizing her needs, working towards her dream. She's in her happy girl era. so daai is She's taking nou, care of herself. dit is wat ek op Instagram doen. So, hierdie is alles dan nou met 'n AI image, 'n AI video, met trending sounds en alles, met die Secret Sales Weapon se advies en se hulp. So dit is net in kort,
ek het vir julle gesê, ek gaan dit baie kort hou. So dit is wat ons uniek maak in die digitale wêreld vir wat ons nou beskikbaar het. Want ons het dit nie in die ander digitale programme nie. So dit is waar ons AI gedeelte inkom. Natuurlik, soos ek gesê het, ek fokus meeste van die tyd ek op klein besigheid en entrepreneurs, want ek daar in daai digitale ene wat ek vir julle gesê het, dit is ons golden product daai. Ek kry meeste van die tyd mense daarin, maar ek weet ook ons is klompe markers daar buite. Ons almal wil dit bietjie afvat en as jy wil begin maar jy wil dit faceless doen, hierdie is fantasties, want jy kan pragtige content uitsit met baie selfvertroue, waar as jy 'n splinternuwe newbie is en jy weet nog nie eers hoe om 'n video te create nie. Dit het vir my baie lank gevat voordat ek was op 'n punt waar ek gesê het ek kan 'n video so create. So hierdie maak dit baie beginnersvriendelik en baie maklik. As daar enige iemand is wat wil vra, asseblief maak so. Ek gaan nou die presentation stop. En dan kan ek by julle hoor as daar enige iemand is wat enige vrae het. Ag, ja, die ding. Kan jy na my hoor? Daar kan jy my hoor? Hoor jou, ja. Ja, so dis baie interessant. Ek dink daai idee van 'n mens met 'n klomp video's maak, want dit is my grootste battle en my grootste struggle gewees met Legacy sover, vandat ek begin het. Is daai ontsettende druk wat jy het van jou werk die hele tyd en dan moet jy nog daai video's maak en dan rush jy dit. So as daar iets is wat mense kan help en dan ook, ek het letterlik nog net TikTok gebruik. Ek het nog nie eers amper geraak aan Facebook of Instagram of YouTube nie. Ek het nog nie eers goed oopgemaak daar nie. So maar ek dink my Desember gaan wees om al my platforms reg te kry en al my goed gekeer te kry en dit geraak te kry. So ek dink daai AI bot is 'n fantastiese idee om goed te maak vir jou. Alhoewel ek nie 'n AI fan is nog nooit nie, maar ek meen as dit jou kan help met hierdie digitale reis, obviously gaan dit mos nou, ja, dit is ideaal. Ja, ek het besluit om die AI roete te gaan. Ekskuus, ek gaan jou weer vra om te mute. Ek weet nie hoekom kry ek feedback van jou nie, of ekskuus Liesel. Dankie. Ek het besluit om AI roete te gaan op Instagram. Nou, soos meeste van julle seker weet, as julle Instagram gebruik, Instagram is 'n moeilike platform om vinnig groot te raak. Dit is 'n baie stadige groeiende platform. Hy's ook baie kompeterend. Instagram is leaks. Instagram se standaard is baie hoog. By TikTok kan jy inval in jou pyjamas, né? Jy kan daar sit met 'n gown en curlers in die kop en dit sal oukei wees, mense gaan vir jou kyk. Jy gaan nie followers op Instagram kry as jy nie deur 'n ring getrek kan word nie. Ek is nie daai een nie. Ek voel ek is 'n plain Jane, ek is nie 'n persoon wat pas op Instagram nie. Maar binne in my het ek dalk so 'n enetjie wat dalk daar sou wou gewees het en haar het ek nou gaan create met 'n AI. En dis hoekom ek my AI op Instagram gebruik, want daar kan ek nou die perfekte kan ek nou Instagram toe stuur met die perfekte alles wat die secret sales weapon vir my doen. So ek het nie nodig om myself daar uit te sit op Instagram nie, want ek wil ook graag van die Instagram en threads en daai beginne gebruik. En so ek doen Facebook en ek doen TikTok en natuurlik YouTube. Liesel, ek hoor jy sê jy het nog nie YouTube nie. Jy moet onmiddellik met YouTube begin. En die rede daarvoor is, as jy 1000 followers het, en ek dink is 4000 ure se watch time het, dan begin YouTube jou te betaal. So as ek dit eerder begin doen het, toe ek my TikTok begin het, en al daai video's YouTube toe gegaan het, kon ek 10 teen 1 al beter gedoen het, of nader daaraan gewees het om betaal te word. Ek het nou nog nie eers 300 followers op YouTube nie, so ek het nog 'n ver end om te gaan. Maar dit bou op geleidelik. Een of ander tyd gaan ek daarby uitkom.
En ek laai al die Zoom calls daarop. As iemand 'n replay soek, ek stuur nie die communities se replays nie, ek stuur my eie. Dit vat tyd en dit vat werk, want ek moet nou my eie video gaan create, dan moet ek dit in CapCut gaan insit, ek sit 'n stukkie voor, ek sit 'n stukkie agter, ek create die thumbnail en alles. Dit vat werk en die vet weet, gister het my rekenaar besluit, hy gaan 4 ure vat voordat daai ding gelaai was, nê? So dit vat tyd, maar ek het 'n einddoel, ek het 'n goal. My goal is om YouTube paid te raak en daarvoor gaan ek nou moet werk, sodat ek eendag daar uit YouTube betaal kan word. So as ek vir enige iemand kan advies gee, begin onmiddellik met jou YouTube kanaal. Al sit jy net die Zoom, die webinars daarop, doen dit, want jy moet. Ek soek jou in my oor elke dag. Hoekom sê jy so, Karin? Maar ja, begin met daai YouTube onmiddellik, sit daai webinars daarin, en as mense vra vir die replay, dan stuur jy dit uit jou YouTube uit, sodat mense op joune kyk. Moenie Lisel of Michelle se stuur nie. Hulle kry genoeg views, create jou eie. Okay, so, maar Liesel, ja, dit gaan vir jou baie help. Aan die begin, onthou om daai video's ook te create van die AI, gaan 'n rukkie vat, want onthou, dis ook 'n nuwe skill wat jy gaan leer. Ons kry nou in die week begin ons met die training op Lisel se AI. En die laaste ene wat ek gekoop het is verskriklik maklik. Die eerste ene was tandetrek, die tweede ene was makliker, die derde ene werk baie maklik. Ek hoop Lisel se is nog makliker, want as ek ten minste 8 verskillende video's op een dag kan create, wat ek kan gebruik, dan maak dit net vir my makliker om dit dan te gebruik wanneer ek nie self wil opdaag nie. Ek wil graag 'n Faceless AI Instagram account maak. Ja, dis wat ek doen, Karin. En dis hoekom ek het besluit op Secret Millionaire, my domein is Secret Millionaire, maar toe kon ek dit nie kry op Instagram nie, toe sit ek digital tussenin, nou is dit Secret Digital Millionaire, en ek gaan net Faceless daarop gaan, maar ek het nou seker, ek weet nie, meer as 'n maand laas, enige iets daar gepost. My focus is all over the place, een ding op 'n slag, Karin. Ja, een ding op 'n slag. Wayne, lekker om jou weer te sien. Baie dankie vir jou hulp, waardeer dit baie. Dis 'n plesier, Wayne. Het dit vir jou sin gemaak? Ek weet ek was nou 'n bietjie vinnig, want ek weet jy doen nog nie bemarking nie, en jy's nog nie in die skool of enige iets nie. As daar enige iets is wat jy wil hê ek moet weer wys of wat ook al, sê vir my, hoor. En dan, Hannetjie, Susan, sê gou vir my, Charlene, hi Charlene. Natalie, so then, how many clips is needed on each platform, and is shorter always better? Okay, so it depends. It's always a good thing to have one platform as your main platform, unless you want to work the entire day, because every platform needs different content. Every platform has its own rules. Alles is uniek. Elke platform werk op sy eie manier. Hy het sy eie algoritme, hy het sy eie reëls. So ja, dus jy kan share van die een na die ander ene toe, maar as jy in jou niche wil wees, in 'n spesifiek, in die algoritme op sy optimale manier wil gebruik, dan moet jy eintlik elke video spesifiek create vir elke program, vir elke platform. So, maar ek gaan Instagram, ek gaan dit doen, en ek wil ten minste, ek weet hulle sê die ideaal is om ten minste 3 video's 'n dag te post. Ek gaan probeer om op Instagram 1 post 'n dag te doen. Maar dan weet ek dis 'n kwaliteit post. Dis nie iets wat ek gethumbsuck het nie, dit is iets wat werk met die algoritme, wat werk met die trending sounds en wat on trend is.
So ek gaan probeer om 1 'n dag te doen en nog steeds my TikTok 3 video's 'n dag. En dan daai TikTok video's wat ek doen, hulle share ek Facebook toe. Ek doen nie iets spesifieks unieks vir Facebook nie. Facebook is baie meer lenient met ander platforms se video's wat ons soontoe stuur. En dan so nou en dan onthou ek moet nog op YouTube ook 'n post. So eintlik is dit nodig 3 video's 'n dag per platform. Hannetjie sê jy's nog besig in die skool. Okay, awesome Hannetjie. I didn't get it till I got to this age, but I'm gonna start running. Sorry, Let's go junior high. ek het nou nie my foon op silent gesit nie. Daar kan ek 'n vraag vra. Seker. Ja, ek dink die meeste ek sit en dink baie keer mense sukkel geweldig op die fone om jou goed te edit. So ek dink mense moet seker maar 'n aparte amper halfe laptop ding kry wat jy kan gebruik. Wat jy al hierdie goed op 'n laptop kan doen want mense sukkel net eenvoudig te veel op om dit saam met jou werk gedoen te kry. Ja. Want jou WhatsApp al daai goedjies moet eintlik apart op 'n laptop wees. Dit is net makliker op 'n rekenaar of op 'n laptop. Ek het 'n rekenaar gekry. Ek het 2 skerms en dit werk net vir my baie makliker want ek kan op die een miskien die training video sit en ek kan op die ander ene kan ek die fisiese werk doen om te gaan kyk hoe gaan ek die AI create. Want veral aan die begin moet mense nou maar volg hoe jy dit moet doen totdat jy dit outomaties kan doen. Maar natuurlik as jy net een skerm ook het, dis fyn, dan kyk jy op jou foon. Dan kyk jy maar op jou foon en jy doen dit op jou rekenaar. Dis net baie makliker want dis makliker om dit net op jou drives te kry of om dit direk te gaan post. Ek moet sê met Instagram, ek kan nie Instagram van my rekenaar af doen nie. Dis waar ek daai video gepost het sonder klank. Want ek weet nie waar is die sound nie, ek kry dit tot vandag toe nog nie, ek het net weer probeer, ek kry dit nie, maar op my foon is dit easy peasy, nee, so wat ek doen is, ek gaan create alles wat ek nodig het op my rekenaar, dan save ek daai video op my rekenaar, in my drive, ek gaan op my foon, ek gaan haal hom uit my drive uit en ek post hom van daar af. So dis wat ek doen. Op die ou einde van die dag, met TikTok gebruik ek net my foon. Ek gebruik niks anders nie. Ja. Enige ander vrae? Enigiets wat julle nog wil sien? Dit is maar net 'n inleiding gewees, net om vir julle te kan wys wat ons nou tot ons beskikking gaan hê met die AI. Ek dink is fenomenaal. Ja. So, lyk vir my almal is happy. Thumbnail. Okay, cool. Thumbnail. Kom ons share. Okay, in CapCut. Hierdie is 'n thumbnail wat ek gedoen het. Vir ons webinar wat ons nou in die week gehad het van Making Use of AI. So Lizelle, nou ek copy Lizelle. Hoekom? Want she's setting the tone, né? So ek kyk wat Lizelle doen en ek gaan doen dieselfde. Toe ek sien sy het haar AI toon op haar thumbnail gebruik, toe gaan screenshot ek haar AI toon. Ek sit haar AI toon, laat ek hom gou oopmaak. Ek sit haar AI toon in, ongelukkig het hy afgesny op die kop, maar dis nou maar net hoe dit is, en toe het ek my AI toon ook ingesit. En ek het my eie thumbnail gemaak. So nou as jy op YouTube gaan kyk, en as ek my video maak, ek doen my thumbnail, hierdie is nou die thumbnail vir die webinar, maar as ek gaan doen dit dan in CapCut. Dan sit ek daai thumbnail se prentjie ook heel eerste in en ek sit hom daar vir so 3-4 sekondes, sodat as mense dit oopmaak, dan wys die thumbnail
en dan eers begin my intro video, dan is dit Lizelle se webinar. En ook hier tussenin laat ek net sien waar is, of ek dit vinnig met die oog nou kan optel. Nee, okay, en dan het ek my exit waar ek vir almal sê baie dankie dat julle gekom het en onthou om te subscribe. En dan, okay, ek het dit nie op die ene gedoen nie. Maar partykeer dan sit ek die thumbnail heel agter ook weer in. Okay, ek is net so excited soos jy. En dan, okay, so hierso het ek ook 'n thumbnail gemaak. Dit was toe ek en Desiree 'n live gehad het. Het ek net die ding skuif. Hierso is my vision board tutorial wat ek gedoen het. Ek maak thumbnails vir alles. Het ek net die ding skuif. Hier's ook 'n hele paar, soos julle kan sien. Hierso is ook 'n vorige ene. Daar's ook Lizelle, waar ek Lizelle opsit. En okay, daar is net 'n demo. En dan hierso is ook ons vorige copy and paste webinar wat ek ook opgesit het, maar ek het nou net my AI toon daar opgesit. En wat ek net gou sien, hoe kan ek nou die ding weer stop share? Ek sal jou WhatsApp met my vra. Liesel, 100%, alles reg. Please explain the payment plan. Okay, cool. Gaan ons weer. Share. Ek net gou. Kies dit vas so lank. Okay, so hierdie is my website. So wanneer, en dit is ook wat ek anders gedoen het met my website, want alles gaan oor Lizelle op ons website. Nou, ek het myne gaan verander en ek het gesê, hi, this is Lizelle en Latasha. En dan het ek hare gaan verander, want sy het gesê, this is me, this is how I did it. En ek het alles gaan verander en gesê, when Lizelle started her online business. So ek het daai heeltemal gaan verander, sodat dit vertel, dis presies haar woorde wat sy daar het, maar dis nou nie uit haar eerste persoonheid wat praat nie. En dan het ek my foto ook ingesit en ek het so 'n klein stukkie van myself ook daar ingesit. En dan, okay. Hierso is die 497 en die 1197. So ek gaan net vir jou wys, as jy gaan op die Pro byvoorbeeld, wanneer jy gaan klik op hom, dan kan jy hierso sien, dit is 1197, of jy kan hier klik, dan is dit $450 oor 3 maande. So vir die volgende 3 maande is dit dan $450. En party kere as daar 'n discount code is, kan daar dalk 'n discount code wees wat apply, maar ons het dit nie nou nie. Jy kan betaal met jou kredietkaart, jy druk continue, jy druk I understand the information, en dan gaan jy activation betaal. Jou activation is nie afbetaalbaar nie, jy betaal dit one time, is $67. So dit is hoe die Pro is. Dan gaan ek sommer net vir julle die stater ook wys, hy lyk presies dieselfde, maar sy afbetaling is $220 ook oor 3 maande, en jy kan enige tyd upgrade. Daar is nie 'n ding van, jy moet dit binne die eerste 30 dae of 90 dae, wat ook al doen nie, jy kan enige tyd upgrade na die Pro toe. En is dit okay? Jy verstaan nie? Sjoe, kijk, cool. Daar sê. Enige iemand anders, enige ander vragies, dan is julle meer as welkom. Andersins gaan ek vir julle good night sê.
Julle met julle aand geniet. Baie dankie dat julle almal gekom het. Ek waardeer dit. Ek hoop dit het vir julle sin gemaak. Ek hoop dit het vir julle 'n bietjie waarde gebring en dat ek julle tyd gemors het. Ek wens vir julle 'n wonderlike aand toe. Mooi bly julle almal. Bye bye.